Dis daarom vreemd dat mense so maklik ongehoorsaam aan die Here kan wees, veral na 'n tyd toe dit goed gegaan het met hulle. Nou, ons lees in Rigters 10 en 11 dat die ou volk Israel, nadat dit 'n hele tyd lank goed met hulle gegaan het, weer ontrou aan die Here geword het. Hulle het die afgode van die ander volke begin vereer en aanbid. En Rigters 10 vertel, hulle het die Baals en die Astartes van die gode van Sidon vereer en aanbid. En ook die afgode van die Arameërs. En so was hulle weer eens ontrou aan die Here en het hom nie gedien nie. Die boek Rigters sê, toe het die Here kwaad geword en hulle oorgegee aan die mag van die Filistyne en die Ammoniete. En dit het toe baie swaar gegaan met hulle. Hulle kom toe bymekaar by 'n plek met die naam Mispa, om teen die Ammoniete te veg. Die probleem was egter, hulle kon nie iemand kry wat geskik was om hulle in die oorlog teen die Ammoniete te lei nie. Nou, gelukkig onthou hulle toe van 'n man met die naam Jefta. Maar toe is daar nog 'n probleem. Jefta was 'n buiteegtelike kind. En omdat hy 'n buiteegtelike kind was, het sy stiefbroers hom weggejaag toe hulle jonk was na die land Top toe. En daar het Jefta toe 'n bende rowwe manne om hom versamel. Maar omdat hulle in die moeilikheid was, stuur die ou Israeliete toe 'n afvaardiging na Jefta toe om hom te vra om asseblief hulle leier te kom wees. In die geveg teen die Ammoniete het hulle so 'n leier nodig gehad. En Jefta willig toe in om hulle te kom help, maar dan op die voorwaarde dat hy die Israeliete se hoof sou word as hulle die oorlog met die Ammoniete sou wen. Jefta het toe eers probeer om vreedsaam met die hoof van die Ammoniete, en sy naam was Ammon, te gaan onderhandel. Maar Ammon wou niks weet nie. En toe besluit Jefta om teen die Ammoniete op te trek en teen hulle oorlog te maak. Maar o weet, toe doen Jefta 'n baie dom ding. Hy het voor die geveg sonder om mooi te dink eers gegaan en 'n gelofte aan God gemaak, dat as God hulle help om die Ammoniete te wen, hy wat Jefta is, die eerste lewende wese wat hom na die oorlog uit sy huis tegemoet sal kom, aan God sal offer. Daarna het Jefta toe teen die Ammoniete opgetrek en hy en die Israeliete het 'n reuse oorwinning oor die Ammoniete behaal. Maar toe, en kan jy aan iets ergers dink? Toe Jefta terugkom by sy huis, raai wie was die eerste persoon om hom na die groot oorwinning tegemoet te hardloop? Sy eie dogter. Hy was baie lief vir haar. Ons lees in Rigters 11 vers 35, toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê, ag my dogter, jy het my gebreek en in die ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee en ek kan dit nie terugtrek nie. Maar in vers 36 lees ons dan, Jefta se dogter het geantwoord, pa het pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het. Nou dat die Here vir pa gehelp het om pa se vyand, die Ammoniete, te straf. En sy dogter het toe vir Jefta eers die guns gevra om haar 2 maande te gee om saam met haar vriendinne berge toe te gaan en te gaan treur oor haar lewe as jong meisie. Na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe en Jefta het sy gelofte aan God nagekom. En so het daar 'n gewoonte in ou Israel ontstaan dat die Israelitiese meisies elke 4 jaar 4 dae lank gaan treur oor die dogter van Jefta. Ai tog, wat 'n vreemde en wat 'n hartseer storie. Maar dan, en dit kan ons uit hierdie verhaal sien, dit is bo alles belangrik om jou woord teenoor die Here te hou, al vra dit die grootste prys. Jefta was daarna 6 jaar lank leier van Israel en volgende keer vertel ek van die sterke Samson.